Ja, Andries de Tooy loop rond met 'n natbroek soos 'n ou vrou met 'n natbroek. Kyk, hy het baie te sê oor my, maar ek dink hy's op iemand se payroll. So, en omdat ek geteiken word, hy teiken my, en die rede hoekom hy my teiken, want hy het nie eintlik 'n goeie rede persoonlik nie. Dit gaan hier oor dat hy aangesê is. So, en na aanleiding van sy blyk vir my goeie bande met die Jewish Council, kan mens maar wonder waar die teiken vandaan kom. En dit het te doen met die feit dat ou Deborah 40.000 volgers het op TikTok en groot WhatsApp kanale en Telegram kanale. En Deborah het nog 'n TikTok kanaal, 2 YouTube kanale. En nou ja, en dit wat ek sê raak nou belangrik, verstaan jy, daar's nou meer mense wat kyk, en meer mense wat hoor, en meer mense wat begin verstaan. En dit kan Andries de Tooy nie toelaat saam met sy kamerade in die Jewish Council nie. Nou ja, ek gaan 'n paar van sy goedjies antwoord. Ek gaan nog 'n video of 2 of 3 van oor sy gemors maak, wat hy loop en praat. Ek steur maar nie vreeslik aan sy dreigemente nie. Maar, baie belangrik, ek gaan video's gebruik om hom te weerlê. Soos belangrik dat jy kyk. Nou hier praat hy die volgende klomp twak, want hy wil nou die Bybel gebruik om jou te kry, om te glo, ons moet die Jode, die Joodse staat, ek het nie soseer 'n probleem met, daar's baie Jode reg oor die wêreld wat nie die Joodse staat ondersteun nie. En ek gaan oor dit kan ek ook video's sit. Ek sal dit hier plaas. Daar's baie Jode wat nie die Joodse staat ondersteun nie, wat bitter ongelukkig is oor wat daar besig is om te gebeur. En solank as wat die Zionist tyd homself kon gedra en almal in sy land gelyk behandel het, was daar nie 'n probleem nie. Maar Andries, die Jode staat het begin met volksmoord. En hulle doen dit al vir die laaste 70 jaar, maar dit het in 2023 in die laaste 2 jaar baie duidelik na vore gekom, in so 'n mate, dat die wêreld se publieke opinie begin draai het teen die Jode staat. En daar's druk op Europa om hulle finansiëel en hulle handelsroetes af te sny en hulle wapens af te sny. So, die Jode is jittery en loop so en rondspring soos popcorn in 'n pakkie. En dan het hulle natuurlik die klomp joiners en meelopers in handskakies soos Andries de Tooy, wat natuurlik ook saam met hulle is, want hulle so verdwaal, hulle dink die Jode is nou die Israel van die Bybel. Gelowige mense, wat weet van God se belofte in Genesis 12 vers 3 aan Abraham se nageslag. Ek sal jou seën wie jou seën en die vervloek wat jou vervloek. Nee, Driesie, daai belofte is vir die blanke westerse nasies, jy's de mekaar, gebreinspoel my ou maat. Die Jode is Edom. Die Jode, en hulle sê dit in hulle encyclopedie, in die Jewish Encyclopedia sê hulle basis is, Modern Jewry se basis is Edom. So hulle weet hulle is Edom, maar hulle gaan jou nie verduidelik nie. Hulle gaan vir jou verduidelik, they are the chosen ones. Nou, dis 'n absolute leuen. Die blanke westerse nasies is die uitverkorenes. En ons weet dit na aanleiding van wat in Genesis beloof is aan Abraham, naamlik hulle sal baie nasies word en konings sal uit hulle voortkom. En dit is eintlik interessant, daar's geen koning in die Jode nie. Daar's geen koning nie, hulle het nooit nasies geword nie. Dis een groep mense met die talmoediese geloof wat oor die jare kom en hulle self voorgehou het as die chosen ones. Maar deesdae het ons DNA. En DNA vertel vir ons 'n ander storie. Luister 'n bietjie na hierdie, dat jy kan sien wie is die ware Israel. This is the final and most conclusive proof that what I'm telling you is the truth from the Bible. Europeans are the Israelites. Here I come. proof. Oh, here I come. This is the Principal component analysis of modern West Eurasians, showing us exactly how the Shemite populations work. The Shemite populations are everyone on here. Everyone I've talked about that's being a Shemite is listed here. You have over here Levantine and Shemite populations, Caucasians, Iranian, Turkish, Mizrahi Jewish, North Levantine, South Levantine, Arabian. Then you have the Ashkenazi and Sephardi Jews in between this cluster of 12 and those Shemite populations, exactly where Edom is to be.
These are the Ishmaelites over on the right-hand side. These are the Edomites in the middle. These are the 12 tribes of Israel in the red circle. East Slavic, Baltic, Central European, Germanic, Balkan, French, Italian, especially North Italy, Sicilian, Spanish, South French, Basque, Sardinian. These 12 pools share not just a common paternal line, but a common total genetic heritage. The autosomal DNA of thousands of years living together as a people. 10 of 12 of these pools have R as their single highest Y-DNA haplogroup, and all of them have haplogroup R at least as a co-dominant. The Ashkenazi and Sephardi Jewish populations appear outside the European circle, positioned between European and Levantine clusters, consistent with Edomite, mixed Shemite ancestry. Esau took his wives from the daughters of Canaan, Ada the daughter of Elon the Hittite, and Holibama the daughter of Anna, and the granddaughter of Zibeon the Hivite. Also Basemath, Ishmael's daughter, the sister of Nebaioth. So he took 2 Canaanite women and an Ishmaelite, and as a result, his genetics over time pulled out of the cluster. Look at the 12 tribes from 1200 to about 1050 BC. Notice how they cluster together and then are surrounded by the peoples, the other groups, and Edom is close but not part of them. Edom's down there in the south, close but not part of them. Exactly what the genetics, modern genetics, are showing. 12 groups, 12 tribes. Figure 1b from Lazaridis et al. 2015 shows us that they have maintained their 12 tribe genetic signature, closely clustering with each other, Edom just outside, and the rest of the Shemites even further. Europeans are the Israelites of the Bible. Europeans are the 12 tribes. All of those groups I listed, those are the 12 tribes. They're all dominant or co-dominant haplogroup R. The Holy Spirit has made this evident now in these last days. This is the rattling. This sermon and these studies are the rattling. En hoe weet ons nog die blanke westerse nasies is Israel? Wel, hulle het die vetgrond van die aarde gekry, met die dou van die hemele, want dit is toe die seun, toe antwoord sy vader Isak en sê vir hom, dis Jakob, kyk ver, hierdie is vir Esau, kyk ver van die vetgrond van die aarde sal jou woonplek wees, en ver van die dou van die hemel daarbo, en van jou swaard sal jy lewe, en jou broer sal jy dien, maar as jy jou kragte inspan, sal jy sy juk van jou nek afruk. So dit is die vloek op Esau. Esau kry die woestynareas, daar's nie genoeg reën nie, daar's nie genoeg water nie, jy kan nie 'n landbouland wees nie. So, waarvan moet Esau leef? Wel, hy leef van sy swaard, van die produksie van wapens, van oorloë. Hoe meer oorloë daar is, hoe sterker raak die military-industrial complex, hoe meer wapens moet gemaak word, en daai gelde kom van die belastingbetalers af. En die hele Joodse staat is gebou op oorlog. En die gelde wat hulle ontvang, want dit is 'n welfare state, is wat hulle aan die gang hou. So die bomme, die belastinggelde hou hulle in stand. Hulle is kleiner as New Jersey in die VSA, punt nommer 1, en hulle ekonomie is kleiner as New Jersey in die VSA. Gaan kyk bietjie hoe groot is New Jersey. So groot is 'n posseël. So die Jode staat is nie Israel nie. Hulle was nooit Israel nie, sal nooit Israel wees nie, want vir Israel is gesê, vir Jakob, en mag God jou gee van die dou van die hemel en van die vetgrond van die aarde en 'n oorvloed van koring en mos. Waar is die wingerde? Waar word kos geproduseer? Waar word die koring geproduseer? Wel, in die westerse blanke nasies oral, maar nie in die Jode staat nie. So dis baie duidelik, ou Driesie, dat die Jode is nie Israel nie. Die Jode is 'n Edomiet. 'n Semiet is 'n blanke. 'n Jafiet is 'n blanke. Die Gamitiese nasies is jou nie blanke nasies. En die Bybel praat van hulle as die gruwelike nasies. En hy sê vir Israel, hy sê julle mag nie met hulle vermeng nie. So, God het hierdie apartheidstelsel ingestel al deur die jare. Vir Israel gesê julle mag nie met hulle vermeng nie. So ja, die Jode is 'n nie blanke ras, hulle sê dit ook, dis nie 'n blanke ras nie. En hulle is baie anti-weste, hulle is teen die westerse nasies, hulle is teen die blanke nasies
en die blanke Christendom. Hulle haat Jesus met 'n passie. Hulle is openlik eintlik die vyand van die blanke westerse nasies, van die Christene. Hulle is tot 'n vyand van ons Bybel. Hulle haat hierdie Bybel wat ons het met die Nuwe Testament. Dis vir hulle 'n groot probleem. In so 'n mate, en ek wil dit gou bysit. Luister mooi, hierdie is baie interessant. Die Jode het onlangs, eintlik sal 'n hele rukkie terug, het hulle begin druk, lyk vir my daar iewers in Europa. Ek het nou nogal die berig iewers gaan opsoek, maar gaan kyk self. En daar volgens, ek dink ek het hom hier, ek sal dit bysit, wou hulle gehad het dat in die Nuwe Testament, oral waar Jesus nou anti-Joods was, moes daar geskryf word, daar moes, hulle noem dit antisemitic disclaimers bygesit word. So, hulle wil in ons Godgegewe Bybelboek, moet daar nou antisemitic disclaimers wees, om vir ons te wys hoe antisemities is die Nuwe Testament, hoe anti-Joods is die Nuwe Testament. Want dit wat daar staan, is nie goed vir die Jode nie. Is nie 'n goeie beeld van hulle nie. So, hulle wil dit eintlik heeltemal van die tafel afvee. En as dit van hulle afhang, en ons gaan dit sien, gaan hulle probeer om die totale Nuwe Testament te verbied. Hulle gaan in elk geval die Noahide laws instel, maar daaroor sal ons weer praat. Ek gaan dit in 'n volgende video aanspreek.